Môre julle almal, dis 'n nuwe dag, die son het opgekom, julle, die nag is verby en dit is die kenmerkende van die evangelie wat ons ook glo, is dat na elke donker nag daar 'n nuwe dag is. Die Here se goedertierendheid is groot, hemelsbreed en verder as enige horison voor wat ons kan kyk. Dis so wonderlik om vanmôre weer in sy liefde en genade te kan wakker word en 'n nuwe dag aan hom kan opgaan dra. So, staan op, vind daai vreugde, kry daai asemteug in jou en gaan lewe vandag vir die Here se liefde en grootheid. Ek wil vanoggend Matteus 6 vers 13 lees. Dis die gebed wat Jesus vir ons geleer het om te bid, maar hierdie enkele vers het my vanoggend weer laat dink. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Wat 'n modelgebed, nê? Nou, die Heidelbergse Katekismus, by vraag en antwoord 127, dit lui vanoggend soos volg, en ek wil dit gou vir julle lees. Daar staan, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie, nê? En daarby hou ons doodsvyand, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op, om vir ons aan te val nie. Wil u tog nie deur die krag van u gees ons staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied, en in hierdie geestelike stryd nie kan beswyk nie, totdat ons uiteindelik die oorwinning volkome behaal. En dis nogal vanoggend vir my baie mooi gesê, is dat ons is in onsself te swak om staande te bly, want al die dinge in die wêreld en rondom ons lei ons daarna toe om ons uit ons geloof uit te wil vat. En dan sê hierdie katekisme so mooi, maar Here, ons bid dat die Gees ons sal staande hou en versterk. Sjoe. Nou weet julle vriende, daarmee erken ons, sonder die hulp van God, sonder die hulp van die Gees, kan ons nie die versoekings van die Satan weerstaan nie. Daar is 'n hemelsbreë verskil ook tussen beproewinge en versoekings. 'n Beproewing is iets wat God in my lewe toelaat om die beste wat in my is te laat uitkom. Maar 'n versoeking is iets wat die Satan in my lewe veroorsaak sodat my geloof wankel en sodat ek van die pad afraak. Versoekings kom uit baie oorde na ons toe. Dit kom van buite ons uit, selfs deur mense wat 'n slegte invloed op ons uitoefen. Versoeking kom ook na ons toe deur mense wat ons uit God se genade uitdwing om 'n verkeerde pad te gaan loop. Ek meen Jesus se eie familie, nê, hulle het probeer keer dat hy oor die koninkryk van God moes getuig. En dit kan ook van binne ons uitkom, vanweë ons eie sondige aard. Ons swakste plekke word altyd aangeval. En ons moet maar partykeer ook versigtig wees vir die sterkste plekke in ons. Ek meen net wanneer ons dink ons is op ons sterkste, dan kom 'n ou baie keer tot 'n harde val terug. Ek en jy moet niks doen waaroor ons nie met onsself kan saamleef nie. Onthou ook van waarof jy kom en aan wie jy verbonde is en wie se lewe en dade jou elke dag aanraak. Maar bo al hierdie dinge moet ek en jy bid. Julle weet, die duiwel vlug weg van mense wat op hulle knieë voor hulle Vader is. En mag ek en jy dan vandag, wanneer daai aanslae en versoekinge van die wêreld ons tref, mag ek en jy tot op ons knieë gedwing word, sodat die Here deur sy Gees vir ons sal staande hou. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Dankie Hemelse Vader vir u bewarende hand wat my weerhou van sonde en wat keer dat ek verkeerde paaie loop. En dankie dat u dit vir my ook doen. In die naam van Jesus my Here. Amen. Baie dankie julle almal. Dit was sommer weer 'n lekker oggend. Môre is die laaste dag van die week en dan praat ons vir oulaas vir die week. Sien julle dan, totsiens.